Goeiemôre. Here is welkom by vanoggend se vergadering se erediens. Ek is nou aan my merk op se erediens. Wat 'n vergadering is eintlik reg so saam met die Here en met mekaar as medegelowiges. En mag dit 'n ware ontmoeting vir ons almal wees in die Here en mag hy ons versterk. Goed, ons sing Psalm 126 vers 1 en vers 3. Die eerste omdigting terwyl ons sit. Dit is die kan gerus die Psalm ook gaan lees. Pragtige woorde wat handel oor die Here wat die nodige verandering in ons lewe bring. So kom ons sing Psalm 126 vers 1 en 3 terwyl jy sit. Laat die woorde van ons mond en dit wat ons dink tog vir U aanneemlik wees, Here, ons rots en ons verlosser. Liefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons gebruik hierdie erediens om die Here verder te loof. Ons sing nou lied 190 verse 1, 2 en 3 en dan bely ons weer ons geloof hardop saam. Kom ons loof die Here voluit met lied 190 verse 1, 2 en 3. Heilige
belydenis van geloof hardop saam. Is dit daar op die bord? Ja. So sê die volgende woorde gelowig saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het die derde dag opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Om ons te begelei in ons verootmoediging voor die Here, om ons eie swakheid en sondeskuld te ontdek en dit te kan bely en aangespoor te word tot die nuwe lewe in Christus, lees ons uit die bergrede van ons Here Jesus, Matteus 5, vers 1 tot 16 en ook Matteus 6 vers 1 tot 4. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het na hom toe gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê: Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstaande, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Wees op julle hoede dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen, om deur hulle gesien te word nie. Anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemele nie. Wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitpasyn soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak, sodat hulle deur mense geëer kan word nie. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Terwyl jy bly sit, bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons Here Jesus en God die Heilige Gees, ons dankie vir die groot voorreg dat ons in U teenwoordigheid mag kom,
heerlike gemeenskap met U kan voer en met ons medegelowiges. En by U, Here, U getroue liefde kan ontvang, U genade, die versekering van U vergifnis. Ons dank U, Here, dat waar ons liefde en geduld al lankal ophou, daar gaan U voort om ons lief te hê en om met geduld, met lankmoedigheid met ons te werk. Here, ons almal is gebroke, ons almal doen sondes, en in die woorde van Dawid wil ons skuld voor U kom bely. En ons wil vra, Here, wees my genadig, o God, volgens U troue liefde. Wis my oortredings uit, volgens U groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sondes. Want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U gelyk sal hê as U uitspraak lewer, volkome reg wanneer U oordeel. Kyk, in sonde skuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geraak het. Getrouheid verwag U reeds in die moederskoot, in die verborgenheid leer U my wysheid. Neem my sonde weg met Mariolyn, sodat ek rein kan wees. Was my, sodat ek witter as sneeu kan wees. Skep 'n rein hart vir my, o God, vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. En dit is ons gebed tot U, Here. Vergifnis en vernuwing, 'n rein hart, 'n rein binnekant van waaruit ons U met oorgawe en toewyding sal dien. Was ons geheel en al in die kosbare bloed wat gestort is aan die kruis deur Jesus Christus. Here, ons gebed is ook dat U hierdie gemeente sal seën met die liefde, met die krag en die leiding van die Gees, dat U vir ons oop deure sal gee, dat U ons sal opbou, ons laat groei in alle opsigte. Here, U roep ons om te tree saam met die wat treur en bly te wees saam met die wat bly is, om betrokke te wees in mekaar se lewe, in te leef in mekaar se lewens en saam te voel. En daarom bid ons ook vir elkeen wat seer kry het, om watter rede ook al. Ons dink aan die wat ondanks verliese gely het, wie se hart stikkend is. Ons bid vir die wat weens gesondheidsprobleme swaar kry. Stit hulle en sterk hulle en help hulle, Here. Ons bid vir die wat emosionele probleme het, wat sit met onopgeloste trauma. Ons bid, Here, vir elke vorm van nood, en dat ons daar sal wees vir mekaar, en mekaar sal bemoedig, langs mekaar gaan staan en saam die pad stap. Ons bid vir hierdie land met oorweldigende probleme. Help ons, o Here, om in die gebrokenheid te verlang na U koninkryk wat kom. Dat ons bidend sal wees en sê, laat U en bid, laat U koninkryk kom, en ons self beywer ook vir U koninkryk. Deur die evangelie uit te dra, deur mense te beïnvloed met U liefde. Deur die alternatief vir mense te stel.
Here, ons bid dat U die gemeente sal laat fokus, ons sal laat fokus op die regte dinge. Dat ons van praat en praat en praat sal kom by doen, liefdesdade, uitreik, ware omgee, uit ons gemaksone sal klim, gee ons wysheid en insig, selfinsig en insig in U wil. Ons bid, Here, dat U woord en die verkondiging daarvan kragtig sal seën op hierdie dag oor die wêreld. Dat dit 'n boodskap van hoop sal wees vir die hopelose. Dat dit mense uit die vuur sal ruk, mense tot bekering sal lei, U kinders sal laat groei, nader aan Jesus Christus. Werk ook nou in ons, wanneer ons U woord hoor, doen U werke, deur die woord en deur die Gees, in elkeen van ons. Ons vra dit in die kosbare naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing nou lied 203. Nee, ekskuus. Ja, kom ons sing lied 203, verse 1 en vers 2. En ons lees vandag 2 Korintiërs 1 vanaf vers 12 tot hoofstuk 2 vers 4. Ons het nou gesing van die Here wat getrou is, en in ons prediking sal ons ook aandag gee aan die begrip van getrouheid of betroubaarheid. Nou ek lees uit die 2020 vertaling en dan sal ek tydens die preek aanhaal uit die 1983 vertaling. So 2 Korintiërs 1 vanaf vers 12. Ons roem is juis dit, die getuienis van ons gewete dat ons in die wêreld en veral teenoor julle opgetree het in opregtheid en met eerlikheid wat van God kom. Ook nie deur menslike wysheid nie, maar deur die genade van God. Ons skryf immers aan julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. En ek hoop dat julle later ten volle sal verstaan, soos julle ons ook ten dele verstaan het, dat ons op die dag van ons Here Jesus julle tot roem sal wees, net soos julle ook vir ons. In hierdie vertroue wou ek vroeër na julle kom, sodat julle 'n tweede guns kon ontvang. Ek wou by julle langs deurreis na Macedonië, om weer van Macedonië af na julle terug te kom, en deur julle na Judea toe voortgehelp te word. Ek het tog nie ligtelik gehandel toe ek my dit voorgeneem het nie, of beplan ek wat ek beplan uit menslike swakheid, sodat wat my betref ja, tegelijkertyd nee kan wees. Maar God is getrou, ons woorde aan julle is nie tegelijk ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat deur ons aan julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timoteus, was nie ja en nee nie.
Inteendeel, in hom het dit ja geword. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja. Daarom sê ons deur hom amen aan God tot sy eer. Dit is God wat ons saam met julle in Christus 'n vaste fundament gegee het en ons gesalf het, wat ons ook verseël en die Gees as waarborg in ons harte gegee het. Wat my betref, ek roep God as getuie oor my, dat ek juis om julle te spaar, nog nie weer na Korinthe gekom het nie. Nie dat ons oor julle geloof wil baas speel nie, inteendeel. Ons is medewerkers aan julle vreugde. Julle staan immers vas in die geloof. Dit het ek my dus voorgeneem, om nie weer met droefheid na julle te kom nie. Immers, as ek julle bedroef maak, wie anders kan my bly maak, as die een wat ek bedroef gemaak het. En dit is presies wat ek geskryf het, sodat ek nie wanneer ek kom bedroef word, deur hulle wat my moes bly maak nie. Ek vertrou op julle almal, dat my vreugde julle almal sin sal wees. Want met groot kwelling en angs in my hart, het ek deur baie trane heen aan julle geskryf, nie om julle te bedroef nie, maar dat julle kan weet van die liefde wat ek in so 'n groot mate teenoor julle koester. Dis ons skrifgedeelte en ons teksverse is verse 17 tot 20 van hoofstuk 1. Ek het tog nie ligtelik gehandel toe ek my dit voorgeneem het nie, of beplan ek wat ek beplan uit menslike swakheid, sodat wat my betref ja, tergelykertyd nee kan wees. Maar God is getrou. Ons woorde aan julle is nie tergelykertyd ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat deur ons aan julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timotheus, was nie ja en nee nie. Inteendeel, in hom het dit ja geword. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja. Daarom sê ons deur hom amen aan God tot sy eer. Liewe broer en suster, vriende in die geloof, die hele ding rondom betroubaarheid, om betroubaar te wees en om te kan vertrou, is ontsaglik belangrik in alle verhoudings. En in hierdie gedeelte kom die vraag na ons toe, is jy 'n betroubare mens aan die een kant en aan die ander kant, is jy iemand wat ander mense kan vertrou? Want hier moet Paulus in hierdie gedeelte homself verdedig teenoor gelowiges in Korinthe wat gedink het hy is onbetroubaar. Hulle was agterdogtig. Hulle was al so gewoond aan kerkleiers of valse apostels wat hulle gemanipuleer het om selfsugtige redes dat hulle gedink het Paulus is net so. Hulle het gedink dit gaan vir hom oor selfsugtige motiewe, oor homself, mag, sy eie voordeel. Paulus was volgens hulle onbetroubaar en hulle het dit afgelei uit twee goed. Die eerste ding is, wat hulle gedink het, is dat hy iets anders in sy briewe bedoel as wat hy skryf. Hulle verborge motiewe is agter dit wat in sy briewe staan. En 'n agterdogtige en 'n siniese mens dink ons altyd, jy sê dit, maar agter dit bedoel jy eintlik dit. Jy praat nie heeltemal die waarheid nie. Maar Paulus maak dit duidelik aan hierdie gemeente dat wat hulle lees en sien op papier is presies wat hy bedoel. Hy het nie sinister motiewe daar agter nie. In vers 13 sê hy, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En dan gaan dit daaroor dat Paulus se strewe is dat hulle as
'n liefdesgemeenskap saam sal kom en blydskap in mekaar sal vind as hulle eendag voor die Here staan. Suiwer motiewe. Die tweede rede waarom hulle hom nie vertrou het nie, is omdat hy gesê het, hy sal hulle besoek, en toe het hy nie. Die gebeure het min of meer soos volg verloop. In 1 Korintiërs 16 sê Paulus, dat hy hulle gaan besoek na sy reis na Macedonië, met ander woorde as hy terugkom van Macedonië af. Maar dan verander hy sy planne en hy laat weet hy gaan hulle besoek as hy na Macedonië toe gaan en as hy terugkom. So 'n dubbele besoek aan hulle. En dan skynbaar het hy hulle besoek op pad na Macedonië toe, maar dit was 'n rampspoedige en 'n pynlike besoek met baie konflik. En daarom besluit hy dat hy nie weer by hulle gaan aandoen nie. Waarskynlik dan nou op sy terugkeer van Macedonië af. Hy het aangevoel dat 'n tweede face-to-face besoek by hulle, fisiese besoek, gaan nie die doel dien nie, gaan nie goeie resultate lewer nie. En daarom skryf hy eerder aan hulle 'n brief, die sogenaamde tranebrief wat ons nie het nie, en stuur dit deur Titus na die gemeente toe. Hierdie gemeente se kritiese gees teenoor Paulus het gemaak dat hy met die wysheid van bo sy planne verander het. En in hierdie gedeelte verduidelik hy dit vir hulle. En dan vra Paulus in 2 Korintiërs 1 vers 17, het ek dan miskien ligsinnig gehandel, toe ek dit my voorgeneem het? Met ander woorde, toe hy aanvanklik gesê het, ek besoek julle 'n tweede keer. Of wat ek my voorneem, neem ek my dit voor na die vlees, sodat by my tegelykertyd is ja, nee. Met ander woorde, is my voorneme net oor menslike oorwegings. So hulle het hom gekritiseer dat hy nie kan deurvoer wat hy sê en wat hy hom voorneem nie. En sy vyande in die gemeente, die sogenaamde superapostels, het natuurlik hierdie ding gedryf en agterdog gesaai in die gemeente en gesê, kyk hoe onbetroubaar is Paulus. Intussen moes hulle Paulus se hart geken het en die Here se hand in die gebeure gesien het. Dis dan wat Paulus die Here se wys op die Here se absolute betroubaarheid. Hy sê in verse 19 en 20, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timoteus, was nie ja en nee nie, maar was ja in hom, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle almal ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. 'n Pragtige beskrywing van die Here se betroubaarheid. Paulus sê die Here Jesus is die absolute betroubare en ons verkondig hom aan julle. Hy is nie ja en nee nie. Hy is nie beselvallig nie. Hy sê nie so en doen dan so nie. Elke liewe belofte van God is en word deur die Here Jesus Christus waargemaak. Die dieptepunt daarvan is God se belofte in die Ou Testament van verlossing deur 'n Messias, en dan kom die Here Jesus en hy maak dit waar, selfs al het dit beteken dat hy verbrysel is aan die kruis, vernietig is ter wille van ons redding. Maar so seker as wat die Here Jesus gekom het om ons te verlos, so seker sal God elke belofte van hom nakom. Romeine 8 vers 32 sê mos, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, sal hy nie saam met hom ons alles genadiglik skenk. God is betroubaar en daarom het ons die woord amen, waarmee ons kan sê dis vas en dis seker, want die Here is betroubaar.
En wat 'n heerlike fundament is dit nie vir ons verhouding met die Here nie. Ons verhouding met die Here is gebou op sy liefde en op sy betroubaarheid. Sy beloftes aan ons is ons vaste ankers waaraan ons vashou, waarop ons vertrou, vir alles in hierdie lewe en vir die ewige lewe. En sy betroubaarheid beteken vir ons sekuriteit, veiligheid, troos, krag, 'n vaste hoop, alles gebou op God wat betroubaar is. Maar nou maak Paulus 'n snaakse sprong in sy gedagtes. Hy maak 'n interessante verbinding tussen die Here se betroubaarheid aan die een kant en sy eie betroubaarheid. Vers 18 sê hy, so waar as God betroubaar is, ons woorde tot julle was nie ja en nee nie. 'n brawe stelling om te maak. Maar Paulus het soveel integriteit gehad, dat hy kan sê, soos God betroubaar is, so is ons ook betroubaar. Ons wat sy volgelinge is. Paulus sê, ons verteenwoordig die Here, trouens, ons het hierdie betroubare Here aan julle kom bekendstel en verkondig. Hoe kan julle nou sê, ons sal nie betroubaar wees nie? Ons ag betroubaarheid hoog. En hy sê daarmee saam in vers 21 en 22, maar hy, wat ons saam met julle bevestig in Christus, en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het, en die Heilige Gees as onderpand in ons harte gegee het. Hy wil sê, God werk in ons almal, op pad na 'n absolute betroubare toestand in sy koninkryk. Hy sê, die Here het ons gesalf, met ander woorde toegerus deur die Gees, as apostels, profete, konings. Die Here het ons verseël deur die Heilige Gees. Met ander woorde, dis soos wat 'n mens 'n seël op 'n brief sit en dit beskerm en wil sê, dis autentiek. En ons het die Gees as die onderpand of die waarborg, die eerste deeltjie van die volle som wat kom. En daarmee wil Paulus sê, maar die Here het baie belê al in ons almal se lewens as gelowiges. En sy Gees is kragtig in ons aan die werk. En Paulus sien voor sy oë ons almal uiteindelik by die Here uitkom en roem in mekaar vind, dat ons dit gemaak het en betroubaar is saam. Betroubaar in ons motiewe en ons doel en in ons eenheid. Paulus sê, as jy 'n Here aanbid wat betroubaar is, dan sal jy nie anders kan as homself betroubaarheid na te streef. En dit moes die gemeente gesien het in hom. Hy lê selfs 'n eed af by God, dat die rede waarom hy hulle nie besoek het nie, was om hulle nie verdere droefheid te veroorsaak. Hy wil nie die gemeente bedroef maak terwyl hy veronderstel is om saam met hulle vreugde te vind nie, as medegelowiges nie. So sy verandering van plan was nie uit selfsugtige redes nie, omdat hy nie lus is vir hulle nie, of nie die moeite wil doen nie, wêreldse oorwegings nie, maar dit was uit liefde vir die gemeente dat hy hulle droefheid wil spaar. En daarom skryf hy eerder 'n brief aan hulle om vir hulle kans te gee om hierdie verwydering van hom te prosesseer, om hulle te bekeer. Hy gee kans dat die Heilige Gees in hulle werk. En agter hulle optrede het 'n verkeerde gesindheid gesit, 'n kritiese gees, 'n negatiewe houding, en met sulke mense kan jy nie van aangesig tot aangesig bedien.
bedien nie, omdat hulle nie ontvanklik is vir jou nie. Daarom gaan Paulus nie na hulle nie. En in hierdie oproep of hierdie bevestiging van sy eie betroubaarheid speel Paulus se gebede 'n baie groot rol. In vers 12 sê hy, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle. Paulus het 'n gewete gehad wat gevorm is, beïnvloed is deur die Heilige Gees, en sy gewete bevestig dat hy in eenvoud, nie met dubbelhartigheid of verborge motiewe nie, maar met die eenvoud van die Here en met die reinheid, met opregte motiewe teenoor hierdie gemeente opgetree het. En so moet 'n gelowige se gewete ook saam 'n rol speel rondom sy eie betroubaarheid, 'n gewete wat deur die Here gelei word. So wat wil die Here ons leer uit hierdie gedeelte? Onder andere die volgende: betroubaarheid teenoor mekaar is van absolute belang. Ons Here is absoluut betroubaar en ons weet hoe wonderlik dit is. Dit beteken ons redding. Hy's altyd dieselfde in sy liefde en sy geduld en sy genade en sy regverdigheid. En dit dien die Here Jesus, die Here van betroubaarheid is, wat al God se beloftes bevestig. En as ons op hom steun en die vrugte pluk van sy betroubaarheid, dan sal ons ook streef na absolute betroubaarheid en konsekwentheid. Dit saam met die liefde is die fondamente waarop verhoudings gebou is, en dan in besonder Christelike verhoudings in die kerk, in Christelike huise. Betroubaarheid. Is daar nie betroubaarheid nie, en ook nie vertroue nie, dan sink die skip, dan verbrokkel verhoudings. En hierdie betroubaarheid het te doen met jou aksies teenoor ander, wat jy jou voorneem voor ander, wat jy voordoen, hoe jy is teenoor ander, jou aksies, jou dade teenoor ander, maar agter dit sit jou motiewe. Is jou motiewe suiwer, betroubaar? En in die kerk in besonder, is jou motief liefde vir jou medegelowiges, om jou medegelowiges te bedien en tot hulle voordeel op te tree? Is jy suiwer in hierdie liefde? Is jy daar tot diens van ander? Wil jy die Here eer in jou optrede teenoor ander? Onbetroubaarheid het te doen met selfsug en wêreldsheid en verborge motiewe. Daar is nie plek vir ja sê en dan nee doen nie. Vir selfsug en eie voordeel. En daarom is die vraag aan ons almal, wat ons elkeen vir onsself moet beantwoord is ek betroubaar? Vind ek my roem in my strewe na betroubaarheid? Kan ander mense op my staat maak? As ek vir hulle iets sê, kan hulle dit glo? Is ek 'n ja mens of 'n ja nee? En in hierdie strewe moet ek luister na my gewete, onder leiding van die Gees.
En dan kan 'n mens maar dink aan dinge soos my aflegging van geloofsbelijdenis. Ons het almal jare gelede gesê, ek sal my verhouding met die Here onderhou. Ek sal 'n lewende lid van die kerk wees. Ek sal deel van die gemeenskap wees. Ek sal my gawes beoefen tot opbou van ander. Ek sal die eredienste getrou bywoon. Daarop het ek ja gesê, hoe lyk die doen? My huweliksbeloftes. Ek het beloof dat ek getrou aan my maat sal wees, dat ek my maat selfopoffering sal lief hê, dat ek my maat so dienend sal wees, dat dit my maat sal opbou en die lewe mooi en beter maak vir my maat. Ek het ja gesê, hoe se my doen? Dit geld vir 'n ouderling, diaken, predikant. Soveel terreine in die lewe is ons ja, omdat ons dit gesê het, daarom sal ek dit doen, want ek is betroubaar. Dis die een kant. Dis Paulus se kant. Die ander kant is, kan ek vertrou? Indien jy 'n mens vol agterdog is, 'n mens met 'n kritiese gees by ander wat heeltyd soek vir foute, sodat jy hulle nie vertrou nie, dan moet jy ernstig voor die Here daaroor gaan besin. Waar kom my foutvinderige en agterdogtige en kritiese gees vandaan? Waarom vertrou ek mense en dan besonder in die kerk medegelowiges so moeilik? Waarom dink ek so maklik daar's verborgde motiewe daar agter? Waarom is ek bang om ander te vertrou? Het ek dalk self seer gekry? Het ek dalk groot geword waar ek baie gekritiseer is? Wat se kwaad lê in my teenoor iemand anders? Die probleem met agterdog is, soos hierdie gemeente in Korinthe, dit verblind jou, sodat jy in 'n rigting dink en nie die volle prentjie en die waarheid meer sien. Dit laat jou soek na die negatiewe punte in ander mense, en as jy dit soek, dan gaan jy dit uitkrap, en dan gaan dit jou negatiewe gees bevestig. In Engels praat hulle van confirmation bias. As jy met 'n negatiewe oog kyk, dan gaan jy iets negatiefs vind. Dis nie die gees van Christus nie. En dit is die konsekwensie, as 'n mens kyk na die gemeente in Korinthe met hulle negatiewe, agterdogtige gees, hulle het vir hulle self soveel ongeluk veroorsaak, hulle het vir Paulus soveel ongeluk veroorsaak, hulle het die verhouding so laat skibreek lyk. Hoe tragies as jy omring is met medegelowiges, mense wat vir jou omgee, wat jou wil lief hê, wat jou wil dra en ondersteun en help, maar jou agterdog staan in die pad. Jy's nie kwesbaar ook vir die liefde wat die Here na jou kant toe wil laat kom nie. Dit is so, die wêreld is 'n bose plek. Die wêreld maak seer. In die wêreld word ons telkens geskok deur mense se selfsugtige motiewe, skynheiligheid. Maar hier het ons te doen in die kerk met medegelowiges. En daarom moet ons vir medegelowiges die benefit of the doubt gee, totdat ons die teendeel absoluut bewys het en objektief al die inligting het. Agterdog is soos slegte suurdeeg wat deur die hele deeg gaan.
vir die mens met 'n kritiese gees, kan jy nie ompraat nie. Al wat 'n mens moet doen, is om absoluut betroubaar te bly optree. Soos Paulus gemaak het, en sy betroubaarheid bevestig het. Volgehoue, betroubare optrede gee die deurslag saam met die werk van die Heilige Gees in mense. En wanneer mense, as jy betroubaar optree, mense jou dan met kritiek hanteer, dan kan jy weet, dit sê meer van daai mens en wat in daai mense binnewêreld aan die gang is, as van jou. So ons algemene betroubaarheid is soos 'n reservoir. En ons moet daai betroubaarheidsreservoir volhou vir die kere wanneer want ons is net mense, foute maak, misstappe begaan, oordeelsfoute maak, of wat mense ons kan verkeerd verstaan, soos wat hulle vir Paulus verkeerd verstaan het. Betroubaar en vertroue. En albei lê daar kwesbaarheid, wysheid en die Here streef na die Here se absolute waarheid. Dis vandag ook ons dankdiens. Ons leef uit die betroubaarheid van die Here. Ons hele lewe is gebou op die betroubaarheid van God in Jesus Christus. Kom ons gaan in dankbaarheid en ons bou verhoudings met betroubaarheid en deur te vertrou. Mag die Here se Gees ons daarmee help. Amen. Kom ons bid. Here, ons vra dat U ons verder sal lei deur die Gees in die naprediking van U woord in ons eie lewe, wanneer die Gees hierdie woord laat deurwerk in ons eie lewens. Help ons om eerlik na onsself te kyk en of ons betroubaar is, of ons woord gestand doen, of ons Here Jesus voor oë hou wat tot die dood toe betroubaar was. En in dankbaarheid self betroubaar sal optree. Gee ons die krag om dit wat ons voorneem en beloof en vir ander sê, deur te voer met suiwer opregte motiewe. En wil U in ons almal die wil en die lus van suiwer motiewe plaas, dat ons deel van hierdie gemeenskap is om lief te hê, om mekaar te bedien, om mekaar op te tel en op te bou, om selfopofferend die groter saak te dien, U koninkryk, en so saam te stap na die einddoel, die ewige koninkryk. Here, ons bid vir elke mens wat leef met 'n kritiese gees, vol agterdog, wat heeltyd die foute in ander soek. Bring genesing en help hulle om ook te gaan identifiseer waar dit vandaan kom, eie seer, onverwerkte gevoelens, vrese. Leer ons om kwesbaar te waag onder mekaar en 'n ruimte te maak vir mekaar. Bou hierdie geloofsgemeenskap tot die eer van U naam. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam, ter wille van Hom. Amen. Daar is nou geleentheid vir die dankoffers, dit van vir barmhartigheidswerk, liefdeswerk in ons gemeenskap. Ons sing skrifruiming 14:1 vers 1 en 2. In vers 2 sing ons oor die oproep in Romeine 13 om ons geloof prakties uit te leef in die nadere koms van die Here Jesus. En in vers 2 sing ons ook doen jou woord
altyd gestaan. Wees betroubaar. Kom ons sing verse 1 en 2. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.